Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here en ek dankbaar dat ons weer saam kan wees so rondom sy woord. Ek is dankbaar teenoor die Here vir hierdie oordenkings. Ek is dankbaar teenoor die Here vir elkeen se terugvoer oor hierdie oordenkings en mag die Here self hierdie waarheid gebruik tot sy eer, tot verheerliking van sy naam, tot uitbreiding van sy koninkryk, maar ook tot my en jou heil, tot my en jou vreugde en vrede, sodat ons elke dag tegemoet kan gaan in die naam van die Here en weet dat al gaan ons ook in die dal van doodskade, ons hoef nie te vrees nie. Alles is op die berg van verheerliking. Ons hoef nie te vrees nie, want God is met ons. Hy is die een wat ons rots in ons bergvesting is, die God op wie ons kan vertrou. Nou vriende, ons is by boodskap 3, wat handel oor die gedagte van neerslagtigheid, bipolêre depressie, verwante diagnoses en al die gepaardgaande dinge. Ek het by boodskap 1 vir u al die skitterende hulpbronne deurgegee, boodskap 2 so 'n bietjie stilgestaan by manne in die Bybel, wat deur depressie gegaan het, wat om te sê van die vrouens. Daar is soveel voorbeelde van hulle ook. Ek haal net vir u 'n paar voorbeelde uit. En u kan self die Bybel gaan bestudeer en meer inligting gaan bekom van 'n vrou soos Hagar wat depressief geraak het en 'n vrou soos Sarai wat depressief geraak het. Ek probeer net vir u 'n paar dinge uitlig om vir u te wys dat depressie, neerslagtigheid en al hierdie dinge is deel van 'n mens se menswees. Ons lewe nie in die tuin van Eden nie. Ons lewe nie voor die sondeval nie, ons lewe na die sondeval. Ons het gebroke verhoudinge, ons het hartseer omstandighede, ons het uitdagings in ons lewe. En ons het gister 'n bietjie gekyk na Moses, ons het gekyk na Elia, ons het gekyk na Job, vanmôre kyk ons bietjie na Jeremia. Nou vriende, ek gaan net nog Jeremia noem en dan gaan ons begin kyk na definisies, ons gaan bietjie kyk na redes waarom mense depressief raak, ons gaan bietjie kyk na oplossings daarvoor. Maar hoor wat sê Jeremia? Nou Jeremia was 'n profeet deur God geroep, met ander woorde 'n predikant. En nou kan jy miskien dink, maar predikante kan nie depressief raak nie. Hulle werk net 1 keer 'n week en eintlik gaan dit met hulle baie goed. Hulle kry goeie salaris en hulle het altyd soet kinders en hulle vrouens is die beste op aarde en nee, wat hulle kan nie depressief raak nie. Luister. Vriende, baie keer mis mense die doel. 'n Leraar is 'n hoë boom wat baie wind vang en baie stryd beleef in sy lewe en dikwels sit hy nie net met sy eie stryd nie. Hy hoor van die 30, 40 mense om hom en hy doen berading en hy raak emosioneel betrokke by ander mense se lewens en dikwels verval hy ook maar in moedeloosheid en in depressie. Hoor dit staan in Jeremia 20 vers 14. Jeremia, die geroepene van die Here, die profeet sê, vervloek is die dag waarop ek gebore is. Laat die dag waarop my moeder my gebaar het nie geseënd wees nie. Vervloek is die man wat aan my vader berig gebring en gesê het, vir jou is 'n seun gebore, waardeur hy hom grootliks verbly het. Ja, laat die man wees soos die stede wat die Here omgekeer het, sonder dat dit hom berou het. En laat hom in die môre angsgeroep hoor en op die middagtyd krygsgeskree, omdat hy my nie gedood het van die moederskoot af, sodat my moeder my graf geword het en haar skoot vir ewig swanger gebly het nie. Waarom het ek tog uit die moederskoot voortgekom en moeite en kommer gesien, sodat my dae in skande verdwyn? Kan u agterkom, vriende? Dit is eintlik vir my goed wat my opgewonde maak in my siel as ek hierdie dinge lees. Dat 'n man van God so geweldig depressief kon wees. Soveel so dat hy gesê het, man, ek vervloek die dag van my geboorte. Plaas ek eerder nie die lewenslig aanskou het nie. Nou, ek weet nie of u al so depressief was nie, ek was al. Ek het al baie keer vir die Here gesê, Here, sou dit nie beter gewees as Gerard Bekes eerder nooit gebore was nie. Nou vriende, as jy nog nie daar was nie, dank ek die Here, ek eer die Here, dan gaan dit met jou eintlik geweldig goed. Maar van ons kry van tyd tot tyd hierdie depressie, hierdie neerslagtigheid, hierdie geweldige tye van moedeloosheid. Maar dank God dat hierdie manne nie daar gebly het nie. Het Jeremia, soos Robin Williams, selfmoord gepleeg? Het 'n Jesaja, het 'n Moses, het 'n Job, het 'n Elia hulle hand aan hulle eie lewe geslaan? Nee, 1000-maal nee. Was hulle op medikasie geplaas? Nee. Was hulle in 'n kliniek opgeneem? Nee. Wat het hulle gedoen? Hulle toevlug na die Here geneem. Nou vriende, ek het hier op my notas geskryf, as ek na die scenario's soos hierbo gaan kyk, sou Elia en Moses as bipolêre gevalle gediagnoseer word, Job as manies depressief en Jeremia as endogeen depressief. En ek sê dit so half tong in die kies, want u sien, die toestande en tye is deel van elke mens se lewe. Jy's nie siek as jy depressief raak nie, nee. Wat ek en jy moet leer is om wanneer die tye kom, ons dit Bybels reg moet hanteer. Jy sien vriende, daar is basies net 2 opsies. Of 'n handvol medikasie met al die erge en langdurige neeweffekte, of God se wonderlike woord, wat deur die Gees van God gebruik word
om harte en lewens gedurig deur te verander. 'n Kind van die Here kom nie tot bekering en alles verander eenmalig en ons is geheilig en ons is gereinig en ons stoei nooit weer met hierdie dinge nie. Nee, dis 'n daaglikse proses. Daarom sê die Here, as iemand agter my wil aankom, dan moet hy homself verloon, sy kruis elke dag opneem en my volg. En watter voorreg. Ek volg eerder die Here en hierdie hoopvolle toekoms saam met hom, voor ek na die wêreldse wysheid luister en verder wegsink in my ellende. En vriende, ek deel met hierdie goed op gereelde basis. Mense wat styftrekkings kry oor hulle medikasie, mense wat een medikasie na die volgende gebruik en dan sterf daarvan. Mense wat selfmoord pleeg, ek deel met hierdie goed. Daarom wil ek vanmôre vir u sê, as u nog nie 'n kind van God is nie, is dit tyd om u aangesig na die Here te rig. Die Bybel sê, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Vriende, wat gaan ons doen in die dae wat volg? Ons gaan vir u so kort definisie gee van depressie, want u sien al die definisies is min of meer maar dieselfde. Ek het u gesê, die baie besondere boek wat geskryf is deur Marshall en Mary Asher, sy was 'n psigiater gewees, The Christian's Guide to Psychological Terms, waar aan die linkerkant die sielkundige diagnose sit, aan die regterkant die Bybelse oplossing. Is baie welkom om die boek te verkry. Maar ek gaan vir u 'n kortlikse definisie gee van hierdie saak van depressie en dan op die einde van die dag wat die Bybel vir ons wil kom leer. Nou vriende, die definisie wat ek vir u gaan deurgee is wat J. Adams in The Christian Counselor's Manual geskryf het. Hy sê depressie is 'n sikliese proses waarin die aanvanklike probleem op so 'n manier verkeerd hanteer word dat dit vergroot word in afwaartse spirale wat 'n mens uiteindelik in wanhoop dompel. Met ander woorde, daar gebeur dinge met my. Ek staan vanmôre op, ek stamp my toon is vrek seer, ek kom in die badkamer aan, die tandepasta is klaar. Ek wil die kraan oopmaak, die geyser het gebars, die water loop die wêreld vol. Ek kom onder by my kar is se wiele is pap, ek bel die werksplek en die baas wil nie eintlik glo wat ek vir hom sê nie. En hierdie goed gebeur en môre is daar weer 'n ander ding wat gebeur en oormôre is daar weer 'n ander ding wat gebeur en ewe skielik begin ek angstig raak, ek begin skree, ek begin die Here verwyd oor sekere dinge wat gebeur in my lewe en uiteindelik beweeg hierdie doodnormale goed wat in ons lewe gebeur, begin my siel, my wese, my verstand, my denke, my optredes aanraak en ek sink in hierdie gat van neerslagtigheid weg. En dan begin ek myself bejammer en ek dink by myself, waarom kry ek so swaar? Waarom het al hierdie goed met my gebeur? En ek is dan 'n kind van die Here en waarom kan die Here nie vir my sorg soos hy vir Koos en Piet sorg wat nou alweer op vakansie gegaan het en hulle het alweer 'n nuwe kar gekoop en ek moet swaar kry, maar kyk hoe goed gaan dit met hulle. Vriende, hierdie afwaartse siklus laat 'n mens in hopeloosheid met skuldgevoelens en bring dus 'n verlangsaming of staking van aktiwiteite genaamd depressie mee. En baie keer wat gebeur is, nou gaan my wekker die môre af, ek sien meer lus vir werk nie. Ek bel en ek sê ek is siek. Ek is nie regtig siek nie, maar ek voel siek, want die omstandighede is nie vir my goed nie. En dan gebeur die volgende ding, vriende, en ek begin in hierdie gat wegsink en ek was nie meer die wasgoed nie, ek maak nie meer die kar skoon nie, ek kom nie meer my aktiwiteite of my take na nie. Die volgende probleem kom, want ek boek alweer van die werk af, ek en my vrou het miskien 'n argument oor take wat ek nalat, of ek en sy is 'n argument omdat sy take nalat, en so sak ons verder weg. Want wat is die aanvanklike probleem? Dis 'n verkeerde hantering van daaglikse dinge wat oor my en jou pad kom. Nuus wat ons hoor, omstandighede in die land wat ons beleef. En daarom is dit belangrik, vriende, dat ons hierdie goed sal raak sien. Nou skryf hy en hy sê, wanneer 'n persoon depressief, angstig of vyandig voel, is daar regtig geen probleem met sy emosies nie. Sy emosies werk maar net te goed. Dit is waar dat sy emosies nie aangenaam is nie, maar die werklike probleem is nie emosioneel nie, dit is gedrag, want u sien, wanneer verkeerde dinge met my gebeur, of dinge wat rampspoedig is met my gebeur. Vriende, dit gebeur met almal. En as jy baie keer hartseer is wanneer jy verlies het aan 'n geliefde, of jy's miskien kwaad wanneer jy jou kar gestamp het, of jy's miskien so bietjie kwaad omdat jy weet iemand jou skade aangedoen het, dis nie verkeerd nie, jou emosies werk goed. Maar dit gaan oor, hoe hanteer ek dit nou? En dis waar die probleem kom, dis waar die sonde kom, dis waar die wegsink in depressie kom. Want u sien, ek voel, ek verdien dit nie. Ek voel ek verdien beter. Ek voel ek verdien iets anderste
as wat nou oor my pad gekom het. En nou vriende, baie belangrik, oplossings wat daarop gemik is om die emosie direk te verlig, byvoorbeeld om medikasie te gebruik of pille of alkohol of iets, moet dus as niks meer as 'n verligting van simptome beskou word nie en nie hantering van die probleem nie. U sien, wanneer ons deur hierdie normale prosesse van die lewe gaan en ons het normale reaksies daarop en ons raak neerslagtig en depressief en ons sink weg in hierdie donker gat van moedeloosheid, gryp ons dikwels na een of ander chemiese hulpmiddel, het sy medikasie of alkohol of wat ook al die geval mag wees, terwyl ons eintlik probeer om net die simptome te onderdruk. Vriende, kinders van die Here gaan na Christus en in hulle moedeloosheid, al voel hulle nie altyd lus om te bid nie, dan sê hulle, Here, U ken my hart, U weet ek het U nodig. Here, asseblief, wil U nie vir my genade gee nie. Ek moet vir U sê, hierdie afgelope tyd waardeur ek deur al hierdie probleme gegaan het met my hart en hoeveel angiogramme en oblations. Ek wil vir U sê, toe ek na die hospitaal lê en vir 2-3 dae na die hospitalisasie wegsink in 'n swart gat van moedeloosheid. Vir die Here gesê, Here, ek is moeg, maak 'n einde aan my lewe, ek kan net nie meer nie. Het ek die Here ook gevra in dieselfde asem, dat ek elke dag sy woord gelees. Ek het Spurgeon se dagstukkie gelees, ek het my gevoed met die waarheid van God se woord, en ek kan vanmôre vir U sê, He lifted me out of the deep miry clay. He planted my feet on the King's highway. Wat ek vir U kan sê is, vir die persoon wat vanmôre emosioneel gedreineer is, daar is hoop in Christus, in sy woord, in sy waarheid. En dit is 'n daaglikse, kom ons sit maar aan aanhalingstekens, geestelike medikasie, om te hoor wat die skepper God van heelal vir my wil sê as sy skepsel, sodat ek meer as oorwinnaar kan wees. So môre aangaan, mag die Here vir ons genade gee om hierdie waarhede te verstaan, dit ter harte te neem en dan ook so te lewe om hom welbehaaglik te wees. Groete vir U, mooi dag verder, tada.